Sê ook vir almal welkom wat vanoggend saam met ons luister op hierdie splinternuwe maand van Augustus. Kom ons vra die Here se seën op sy woord. Jesus groot bo almal. Sterke verlosser, magtige Heer. Immanuel, God met ons. Here, dit is die God wat ons aanbid. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die skepingsgod van Abraham en Adam en Eva en die tuin en die sterre in die hemelruim, wat ons nie kan tel nie, wat ons beste teleskope nie kan sien nie. Die God wat vir ons laat lewe op 'n aarde wat presies op die regte plek in die heelal lê om te kan asemhaal, om te kan seisoene van winter, somer, lente en herfs kan beleef. En nêrens anders wat hulle met hulle teleskope kyk, kry hulle die lewe wat hulle op aarde kry nie. Dit is die God wat ons dien. Die een wat ons in ons moederskoot in mekaar geweef het en vir ons organe gegee het om te kan saamwerk en miljoene selle wat saamwerk om hierdie liggaam aan die gang te hou. En Here, ek onthou 'n mediese feit van lank gelede toe my kinders gebore is, wat hulle gesê het, hulle kan baie dinge verklaar, hoe 'n baba vorm in die baarmoeder, maar hulle kan tot vandag toe nie sê hoe die ooglede loskom van mekaar nie. Een oomblik is dit een lid, die volgende oomblik is dit perfek gesny soos met 'n menorah blyt en die oogies kan oopgaan as daai baba gebore word. Here, dit is hoe lieflik en hoe wonderlik en hoe wonderbaarlik U is. En ons wil vanoggend U almag besing. En ons wil ons oë oplig van hierdie aarde met sy dinge en ons wil opkyk na U daarbo en sê, Here, die God van daarbo het kom woning maak binne in ons. En daarom wil ons die oë na binne draai en wegkyk van self en sê, Here, wanneer ons met U woord vanoggend te doen kry, dan kry ons te doen met die lewende God homself. Dat elke woord wat hier staan, kom uit U mond uit en het skepingskrag om ons te verander na die beeld van die enigste volmaaktheid wat ons van weet, en dis Christus Jesus. Spreek tot ons harte, want U diensknegte luister. Amen. Kom ons lees saam. 1 Timoteus 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser en van die Here Jesus Christus ons hoop. Aan Timoteus, my ware kind in die geloof. Genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Paulus het hierdie gemeente in Efese staan gemaak. Dit is Efese, né? Net seker maak hy baie staan gemaak. En Paulus het deur die res van Asië getravel, wat ons vandag ken as Turkye, klomp van daai areas, kerke staan gemaak. Maar hy kan nie oral gelyk wees nie. En daarom vra hy die Here om vir hom manne te gee wat kan oorsien. Het jy geweet as jy nie 'n ouer is nie, terwyl jy 'n ouer is, verstaan jy die konsep baie goed van overseeing. Om oor te sien beteken jy's besig om te kyk oor iets en dit te bestuur en te bevorder. Dis jou kinders. As jy daai konsep verstaan jy die konsep van ouderling wees. 'n Ouderling doen dieselfde werk as 'n ouer. Hy's besig om oor te sien oor die gemeente. Hy's besig om te kyk na die behoeftes van die gemeente. Hy's besig om te sien geestelik na die kudde. Iewers in ons konsep van ouderling wat ons loop vashak by iemand met 'n swart pak en 'n wit das. Wat op 'n manier kom
huisbesoek doen en kollektering doen en 'n klomp dinge doen wat niks te doen het met oorsien oor die gemeente nie. En dan aan die charismatiese kant kry jy waar 'n ouderling iemand is wat elke dag na jou begroting kom kyk en vir jou sê wanneer jy jou onderbroeke mag koop en wanneer nie. Sodat die kerk waarin jy behoort net nie te min geld kry dat jy dalk spandeer op 'n area waar jy nie moet nie. Dis ook nie God se hart nie. Paulus soek 'n ouderling wat kan oorsien en 'n ouderling het niks met ouderdom te doen nie. Wys vir my waar 'n ouderling iets met ouderdom te doen het. Timoteus was jonk. 'n Ouderling het iets te doen met geestelike volwassenheid. 'n Ouderling het iets te doen met 'n erns oor die gemeente waar binne hy is. 'n Ouderling het iets te doen met 'n begeerte dat meer van Christus sigbaar raak daar waar hy aanbid. En daarom is jy 'n ouderling, geliefde. As jy wil wees. Binne in jou huis is jy 'n owerseer. Dis waar dit begin. Is die kleinste vorm van gemeente is wanneer jy wakker word in die wat rondom jou is. En in dieselfde boek van Timoteus staan daar waar Paulus sê, hy wat nie eers na sy eie huis kan omsien nie, geestelik nie, is slegter af as 'n ongelowige. So laat ons nie hier kerk speel en iets kom sit en doen en kom gesels met mekaar uit die woord uit en kom iets deel wat ons nie by die huis glo nie. Wat nie by die huis vir ons 'n realiteit is nie. Wat ons nie in ons kinders inplant nie. Ja, ek was ook 'n tiener. Ek het ook gerebelleer teen my ma se reëls en goeters. Vandag kyk ek terug en kan ek sê dankie vir daai grense wat julle vir my gestel het, want dit was goed vir my om in 'n muur vas te hardloop. Dit was goed vir my om 'n boundary te hê waardeur ek nie kon breek nie, want dit is hoe dit binne in ons huis werk. Dis gesonde reëls en regulasies. 'n Ouderling verstaan iets van dit, 'n ouer verstaan iets van dit. En dis tyd dat ons die woord implementeer soos 'n ouderling by die huis. En sê, my kind, my geliefde wat saam met my woon, my familie, ek weet nie hoe dit by julle werk in die Transvaal nie, maar hier onder ons huis se dak werk dit so. Want ek is 'n ouderling ook van die woord. Ek is besig om na die woord te kyk en te sê, dit wat hier staan, moet 'n werklikheid in my samelewing ook wees. En daarom kies hy vir Timoteus. Jy kan in Handelinge gaan kyk, hoekom hy vir Timoteus kies. Jongman met karakter. Timoteus kom nie uit 'n skoon bloedlyn uit nie. Timoteus is half Griek, half Jood. Hy's 'n baster. Hy sou nie heeltemal ingepas het in die wettiese stelsel nie. Want hy kom nie van 'n suiwer bloedlyn af nie. Maar Timoteus se hart is gerig op Christus. En wanneer ons kyk na die boek van 1 Timoteus, en wanneer jy kyk na Paulus, moet jy verstaan, Paulus soek iemand. Paulus wil homself dupliseer in mense in. Paulus het nie doekies omgedraai oor die waarheid van die woord nie. Ek sou hom graag in lewende lywe wou sien, preek. Ek sou graag wou sien waar hy bly. Ek sou graag wou hoor wat die mense van Paulus sê, as hy vandag by ons was, as prediker. Ek kan vir jou sê, jy sou nie elke dag van hom gehou het nie. Ek sou vir jou sê, daar sou honderde redes wees, hoekom jy sou kon aanstoot neem aan hom, want hy sou nie 'n vleisie by jou kom braai, en dinge oorsien wat moet reggestel word nie. Party van ons sal hom net een keer genooi, daarna nooit weer nie. Want vir hom was dit Christus, en hom was die gekruisigde, en dis dit. Hy sê, ek het na julle toe gekom, om niks anders onder julle te weet, as Christus en hom as die gekruisigde nie. Dit is die woord waarmee die Here ons na hierdie vallei toe gestuur het.
Christus en hom as die gekruisigde, dit is die fokus. Enigiets links of regs van dit is 'n afwyking van dit. En daarom sê Paulus, Timoteus, ek kies jou, weet jy hoekom? Want ek sien dit in jou, ek sien daai vuur brand. Ek sien die vuur wat brand vir die seun van God. En daarom kies ek nie iemand wat bietjie meer respekteerbaar in die gemeenskap is, wat 'n bietjie gryser hare het, waarvoor die mense bietjie, nee, ek kies iemand wat sy hart gerig is op Christus en hom alleen. As jy dit verstaan, en jy verstaan dat Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit, heel waarskynlik net nadat hy vrygelaat is, ek dink hierdie een word geskryf uit die tronk uit. Ek dink hierdie een word geskryf net nadat hy vrygelaat is, maar hy kon nie daar wees nie. En dan was definitief nie die vervoer van vandag nie, om van een plek na 'n volgende plek te skuif, al was dit net 100 km, was 'n proses. Baie keer te voet, of per skip, dan moet jy wag vir die volgende skip, wat handelsware van een area na 'n ander area gaan vat, voordat jy 'n skip kon neem. So daarom was briewe die manier om alles neer te skryf, wat ek vir jou vandag oor WhatsApp sou sê, moes ek neerskryf daardie. So Paulus kon sy gedagtes bymekaar sit onder leiding van die Heilige Gees, om vir Timoteus leiding en advies te gee oor die bestuur van hierdie gemeenskap en gemeente. En daarom dink ek, dis 'n ontsaglike, gepaste woord vir wanneer ons ingaan in ons 8ste jaar saam met mekaar. Ek dink ons gaan 'n bietjie vashak hierso en ons gaan 'n bietjie tyd spandeer oor wat Paulus vir Timoteus sê rondom die gemeente. En hoor vir my mooi, daar bestaan nie iets soos 'n blou druk nie. Daar bestaan nie iets soos 'n gemeente met 6 puntjies wat jy daar kan vat en kan kopieer hierdie kant toe nie. Maar daar bestaan beginsels wat jy kan deurtrek hiernatoe. En binne daai beginsels en binne daai riglyne kan jy bid as gemeente en sê, Here, waartoe is U met ons op pad? Binne dit, want dis die woord. As God dit nie wou gehad het, sou dit nie hier gestaan het nie. Hoekom is die apokriewe boeke nie in nie? Omdat die Here dit hier in wou hê nie. Dit settles dit vir my. Hoekom is die Makabeërs nie hier in nie? Omdat die Here nie beskik het dat die Here moet wees nie. Hoekom is Henog nie hier nie? Omdat die Here nie beskik het dat dit hier moet wees nie. Wat hierin is Christus, 'n heenwysing na Christus. Van die eerste woord van Genesis tot die laaste een in Openbaring, is dit 'n heenwysing na Christus en hom as die gekruisigde. Hy was gekruisig voor die grondlegging van die wêreld. Dit het net gebeur op 'n spesifieke tyd in ons tydlyn. God se plan van die begin af was 'n verlossingsplan tot die einde toe, en is vandag nog terwyl die ark se deur oop staan vir genade. Paulus soek mense wat hom kan help om die gemeentes te bestuur in sy afwesigheid. Geliefdes, is ons Timoteus. Vind Paulus, vind die Here Jesus, deur Paulus se skrywe, in my en jou, 'n oorsiener van sy kudde. Of sy kudde nou jou kinders in jou huis is, of sy kudde nou jou werksmense is wat vir jou werk, of sy kudde nou die groter kollegas is, almal wat saam met jou in die firma is, ek weet nie, tot by die punt dat ons sê, hierdie is almal kudde insluitende ek. Vind die Here Jesus in my en jou, waardige ouderlinge, wat oorsien, oorkyk, bestuur, volgens die riglyne en die standaarde van sy woord, wat vas staan op sy waarheid, wat bereid is om die pak te vat, as die wêreld met sy opinies kom, as die aanslag van geliefdes na ons kant toe kom, wat ons dink naby ons moet wees, staan jy vas. Want as die Here jou kan vertrou met dit, geliefde, dan lê daar vir jou 'n lieflike ontdekkingsreis voor.
Want jy gaan inbeweeg in jou skepingsdoel. Dit is ministry. Jou skepingsdoel is om binne gehoorsaamheid in hierdie verhouding met Christus te ontdek waar hy jou wil gebruik. En hoe hy jou wil aanwend. En hoe hy jou wil verander van die binnekant af buitekant toe. Hou 'n oogie hierso. Die wat nou nie kan sien nie, hier staan 'n klein lettertjie I en daar staan 'n hoofletter I. Ons gaan vandag vinnig net hierna kyk. Vers 3. Soos ek jou versoek het, toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n reine hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat sê of die dinge wat hulle beslis beweer nie verstaan nie. Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik en as hy weet dat die wet nie, luister gou mooi, die wet is nie gegee vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, horeerders, sodomiete, mensediewe, sien jy daar is human trafficking al in, mensediewe, leenaars, mynediges en die wat anders met die gesonde leer in stryd is, volgens die evangelie, volgens wat? Die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toe vertrou is. Nou, stop vir 'n oomblik. Blaai gou na Handelinge 20. Ons kom terug hierna toe. Blaai na Handelinge 20 toe. Handelinge 20 vers 28. Kyk gou vir my na die opskrif van Handelinge 20 vers 17. Daar staan dat Paulus spreek wie aan? Die ouderlinge. So met wie praat hy hierso? Hy praat met ons. Hy praat met ons wat almal oorsieners is van die gemeente, van mekaar, van ons kinders. Almal van ons wat die wag hou in Christus vir die mense vir wie ons lief is. Hy praat met die ouderlinge in Efese, waarvan hy vir Timoteus aangestel het as die herder in daai area. So hy praat direk met my en jou. So wanneer ons hier lees, hoor hoe die Here Jesus deur Paulus met my en jou praat vandag. Paulus sê vir hulle in vers 28, gee dan ag op julleself. En op, luister gou mooi, gee ag op wat? Julleself. Geliefde, kyk gou vir my. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Jy kan nie verduidelik wat jy nie verstaan nie. Hoe sal 'n onderwyser voor in 'n klas staan en klas gee oor 'n vak waarvan hy niks weet nie? Hoe sal 'n onderwyser wiskunde of rekeningkunde aanbied as hy die basiese beginsels van die vak nie verstaan nie? Voordat jy 'n oorsigter kan wees van ander, moet die waarheid en die volheid van die waarheid in jou wees, wat nie beteken jy moet alles weet voordat jy met mense praat nie. Maar deur die waaragtige evangelie van die Here Jesus Christus moet jy gewederbaar wees. Ek sal nooit vergeet nie. 'n Vriend van my, en ek het al met sommige van julle hieroor gepraat. Maar julle kan my aanvat daaroor later. Ek sal hom bel as julle die statistiek self wil weet. Was deel van 'n teologiese skool. Kom ons los nou maar uit waar dit was.
En in 1989, tussen 85 en 89 was hy daar. Kom daar 'n argument op die tafel, wat so 'n debat veroorsaak op die kampus, dat hulle 'n sensus opstel, om te sê, al wat jy moet sê is ja of nee op die volgende vraag. Is wedergeboorte 'n voorvereiste om op 'n kansel te gaan staan, nadat jy hierdie teologiese skool verlaat? Ja. Net een vraag. Is wedergeboorte 'n voorvereiste om hier uit te gaan na hierdie teologiese skool en 'n prediker te gaan word wat op 'n kansel staan en ander mense guide? Sê vir my, wat is die antwoord, geliefdes? Rian, 70% in die 80er jare het gesê nee. Net 30% op daai sensus het gesê ja. En onoorwonne, 7-3, is hulle geoverrule dat 'n prediker kan uitgaan en 'n herder word van 'n kudde, sonder dat Christus, die Christus, binne in hom leef. Is dit dan vir ons snaaks, dat ons land in die geestelike toestand is wat hy is? Is dit vir ons snaaks, dat daar 'n verval daar buite in ons groter denominasies is? Is dit vir ons snaaks? As die oorsiener nie die Here Jesus self het nie, hoe wil jy dit vir iemand anders gee? Hoe wil jy dit met iemand anders deel? Die helfte van die tyd, luister met die helfte van die tyd wat ek berading moet doen, het ek nie die antwoorde nie. Maar weet jy wat het ek? Ek het Christus Jesus en my getuienis. Hoe hy my kom uithaal het uit die modder van hierdie wêreld. My kom wegsleep het van my selfmoord af. My getrek het na hom toe, om te verstaan hoe sy liefde vir my lyk. En my ingebring het in die koninkryk van lig van sy seun, om te kom sê, welkom in die koninkryk van hierdie Here Jesus, weg van hierdie aarde af, al is jy op hierdie aarde. Ek het daai getuienis, en wanneer ek my getuienis met iemand deel, kan iemand in my stem en in my oë kyk en hoor, dit is die waarheid. Jy kan dit nie van my wegvat nie. Jy kan my op 'n kruishout vaslaan as jy wil, maar jy kan nie my getuienis van my wegvat nie. En baie keer is dit al wat iemand nodig het om te hoor in hulle krisis, is nie dat jy die antwoorde het nie, maar jy ken die een wat die antwoorde het. En Paulus begin deur vir Timoteus te sê, eerste jy, voor jy vir iemand anders kan aangee. Eerste jy. Die ou wat die meeste aandele in Colgate besit het op 'n stadium, was die ou wat begin het deur die vloere te vee. Dis die enigste werk wat hy kon kry in die depressietyd. En hy het die vloere gevee, en hy het begin op die laagste moontlike vlak. En elke keer as hy sy betaling kry, dan vat hy 'n klein ietsie, dan koop hy 'n aandeel. Dan doen hy dit so goed, dan word hy bevorder na die volgende vlak toe, dan leer ken hy daai area. Dan koop hy weer 'n aandeeltjie, sodat hy elke vlak van die maatskappy leer ken, deur getrouheid in dit wat hy doen. En toe hulle oë uitvee, toe besit hy 51% van Colgate. Henry Colgate. Gaan lees sy storie. Ek weet nie of hy 'n Christen is nie, ek hou net van die beginsels wat daar staan. Do everything as if unto the Lord. My alles gee ek vir hom. Dit moet eers in jou wees. Dink jy Henry Colgate sou nie vir 'n ou kon sê, daai vloer is vuil nie. Hoekom? Hy het hom klaar gevee 20 jaar terug. En baie keer wil mense sê, wat weet jy om uit 'n hoogte uit met my te kom praat, maar jy self leef nie die koninkryk uit nie. Eerste self. Gee dan ag, vers 28, op julle self, en dan op die hele kudde, waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners of oorsieners of ouderlinge aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry
of gekoop het. As opsieners, oorsieners, aangestel as herders. Wat doen herders? Herders lei. Herders versorg. Herders beskerm. Herders is lief. Herders vermaan. Herders het 'n klomp rolle te vervul. En Paulus sê deur die Here Jesus se Gees wat in hom spreek vir Timoteus, dis wat ek wil hê jy moet wees, Timoteus. 'n Herder. En hy sê dit nie net vir Timoteus, hy sê dit vir al die ouderlinge, hy sê dit vir ons almal. Dis my verlange, geliefdes, dat julle na mekaar omsien, oorsien. Dis nie net my verantwoordelikheid nie, dis joune ook. En ek het jou nodig. Ek het jou nodig. Want ons is deel van die kudde. Vers 29. Want ek weet dit, nie ek dink dit nie, ek weet dit, dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het, om elkeen met trane te vermaan nie. En nou broeders, dra ek julle op aan God, en aan die woord van sy genade, wat magtig is, om julle op te bou, en julle 'n erfdeel te gee, onder al die heiliges. Stop. Paulus sê, ek weet, daar gaan valslering opstaan. Hoekom? Die oomblik toe Satan rebelleer teen God in die hemel. En daar kan verskeie redes wees waaroor jy kan debatteer, maar ek hou spesifiek van een. En daai rede waarvan ek hou, is toe God sê, ek gaan die mens maak, sodat ek in verhouding met die mens kan staan. En ek gaan vir die mens die aarde gee. Toe sê Satan, nou wat van my? Ek wil nie iets bo my hê nie. Arksengel, hoof van musiek. So sê, maar ek sal rebelleer teen dit. So my rebellie is teen God en teen die mens. En toe hy nie wegdraai van sy rebellie af nie, te oortuig hy, manipuleer hy 1/3 van die engele, om saam met hom te staan. En hulle almal word uitgewerp, hy word uitgewerp uit die hemel uit na die aarde toe, en die engele, noem ons gevalle engele, hulle word uitgeban na die aarde toe. En dit was die begin van die woordjie boosheid, evil. En terwyl dit op die aarde is, en God skep die mens, en God sê, hier staan ek, hier staan boosheid, kies my. Kyk, ek plaas voor jou Deuteronomium. Kyk, ek plaas voor jou lewe en dood, kies lewe. Kyk, ek sit voor jou 2 bome, die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van lewe. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. Maar van die boom van lewe, dis wie ek is. Daai dag het Satan begin met 'n plan wat nooit sal stop tot die dag wat hy die aarde vergaan nie. Steel, slag en verwoes daar waar die koninkryk opgebou word. Paulus sê dit hier, dis vandag nog evident. Daar waar die Here Jesus Christus en die waarheid van sy menswees, sy goddelikheid begin beweeg, daar waar sy gees begin om mense nuut te maak, te herskep van die binnekant af buitekant toe, wat herlewing is,
Wanneer daar nuwe lewe uit jou uitkom en jy begin agterkom, wow, hy's meer in die woord en ek wil meer verstaan en ek wil dieper in Christus inbeweeg, ek wil meer van sy karakter hê. Daar sal die duiwel sê, daarvan hy spannetjie, kom asseblief vir my ekstra 4, ons gaan so toe. Hier moet meer aanvalle gelons word. Hier moet meer gesteel en geslag en verwoes raak, want dit is vir ons 'n gevaar. Daar waar die lou spannetjie opruit, nee, raak rustig daar, ons is nie nou daar nodig nie. Hulle is op die regte pad. Waar jy ook al besig raak met die koninkryk, sê die Bybel vir ons, die Satan het gesê, daar waar u opbou, gaan ek afbreek. En die enigste ding wat Jesus sê dat hy wil afbreek, is die tempel van menswees, sodat hy homself in jou kan opbou. Al wat hy wil hê moet sterf, is jouself, sodat hy deur jou kan lewe. Maar Jesus se karakter is nie steelslag of 'n woes nie. En daarom sê Paulus hier, die oomblik, as die kudde gaan hoor van die waarheid, en ek gaan weg, as daar nie herders gaan wees na my hart nie, as daar nie herders gaan wees, wat die waarheid gaan verkondig, en gaan versprei nie, sal die wolwe toeslaan, want Satan sal hulle stuur. En wat gaan hulle kom doen, geliefdes? Wat sê hy gaan hulle kom doen? Hulle gaan kom met praatjies van fabels en eindelose geslagsregisters. Wat sê hy daar? Hulle gaan kom en die fokus van Christus afskuif na iets anders toe. Want dit is hoe jy iemand wegkry van die Here Jesus af. Jy sê nie vir hom raak 'n anti-Christus nie. Jy bring vir hom interessante, lekker dinge wat niks gaan oor Jesus nie. En hy sê vir hom, kyk hier. Weet jy dat die konsep van kulkuns, van wat ons kinders nou ken is magic. Weet jy dat dit glad nie gaan oor iets wat verdwyn nie? Dit gaan oor die konsep dat jy iemand laat fokus op 'n plek waar jy nie wil hê hy moet kykie, sodat jy iets kan doen wat eintlik sigbaar is, maar jy kykie daar nie. Dis oë-verblindery. Dis nie blindheid nie. Dis net skuif die fokus. Wat doen Tanya vandag met die kinders? Oogies op Jesus. Want as oogies op Jesus is, dan kyk ek vol in sy gesig en die dinge van die aarde raak kleiner, sing ons, nê? Maar terwyl ek na die aarde kyk, is my oë verblind vir Christus en sy dinge. Nee, selfoon, jy gaan nie nou moeilikheid maak nie. Ek gaan gou vir jou afsit. Terwyl ek vir Christus kyk, is die aardse dinge vir my verblind, maar daar's kulkunsies wat Satan op die aarde speel binne kerk, binne gemeente lewe, binne kudde wees. En al wat hy daardeur wil doen, is trek die fokus net weg van Christus en hom as die gekruisigde en opgestane Here. Dis al wat hy wil doen, want dan is ons besig, maar nie met Christus nie. En as ek nie besig is met Christus nie, kan Christus nie tot volle gestalte in my kom nie. Christus ontwikkel nie in my nie, want ek het nie 'n honger vir die woord nie, ek het 'n honger vir al hierdie goedjies teen die kant. Al hierdie argumente wat gevoer raak, al hierdie honderde, duisende debatte wat gevoer raak, wat van dit en wat van dit en dit en dit, en voor ek my kom kry, is ek so te mekaar, dat ek die eerste beginsel wat ingestel het, is deur God, deur die sê ek sal die mens skep, om in 'n gemeenskap met hom te wees, om in verhouding met hom te staan, om met hom te wandel in die aandwind, om met hom of haar te praat. Kan ek jou gou sê, die mense hou nie af van dat ek myself broos maak voor julle nie. Maar laat ek dit sê, dis al hoe ek kan reël wees, as ek uit my eie lewe uit vir jou kan sê, hoe maklik jy jou fokus verloor. Net trek van een plek na 'n ander plek, het vir 2,5 weke totaal
totaal en al my fokus van Christus geskuif. Nou wat moet hier gebeur? Is daar iets fout om te beplan? Is daar iets fout om noukeurig te wees? En nee, daar is nie. Maar daar is 'n manier om dit saam met Christus te doen. En in 2,5 weke se tyd het ek so vasgevang geraak in hierdie ding, dat ek gisteraand by my vuurtjie sit, en alles rondom my afsit, en die familie sal in die bed, en net sê, Here, kan ek net die stem hoor vanaand? Want my fokus was so verskriklik nie op U nie. Beteken nie ek het tussenin met die Here besig wees nie. Beteken net my fokus was nie op Hom nie. Ek het nie vol in sy gesig gekyk nie. En gistermiddag kom lewer iemand vir ons 'n kossie af. En toe hulle uitklim uit die kar, toe staan daar iemand op wat vir my bemoedig met 'n woord waarmee ek besig is al vir seker 3 maande in Timoteus. En in daai woord wat hy vir my net vir my weer herinner aan die roeping. Herinner aan vas staan. Herinner aan die kosbaarheid van die voorreg om 'n ouderling te kan wees. 'n herder wat oorsien en opsien. En dit maak weer die passie in my wakker, wat net vir 2 weke so 'n bietjie gestir het, met al die dingetjies wat kan verkeerd loop rondom 'n trek. En al die uitdagingkies, en 'n seer rug en al die tipe dinge. Probeer nie vir jou sê, jy mag jy in die wêreld lewe nie, my geliefde. Probeer net vir jou sê, dit is so maklik om jou fokus te verloor, maar dit is net so maklik om hom terug te bring. Jy skakel net gou 'n bietjie goedjies af. Sit dit gou die foon af. Sit dit gou die TV af. Sit hom net gou af. Steek hy vuurtjie aan as jy 'n man is. Drink hy 'n koppie tee as jy 'n vrou is. Sit op die stoep, ek weet nie wat jy doen nie. Raak net gou 'n bietjie rustig. Ons het vir mekaar 2 weke terug gesê, ek en jy mag onttrekkend 'n bietjie rustig raak. En dan kyk jy net gou vol in sy gesig en dan sê jy, Here Jesus, nou is dit my begeerte om niks anders te weet as U nie. Ek wil met niks anders besig wees as U nie. Ek wil net van U hoor. Ek wil net U hart hoor. En dan maak jy die woord oop of gaan in gebed in. En gisteraand toe die Here se stem deurkom, toe sê ek, jy, ek ken dit. Dis bekend. En nou kom ons by die moeilike gedeelte van vandag. Wat Paulus vir Timoteus oor waarsku. Wat Paulus die gemeente se ouderlinge oor waarsku. Dit sê, daar kom lering na jou kant toe wat die volgende gaan doen. Die aandag gaan afgetrek word van Christus af, maar dis nie die gevaarlike ding nie. Die gevaarlike ding is waar die aandag op gesit gaan word. Die aandag gaan gesit word op jou, in plaas van op hom. I versus the great I. Wie is U, Here? Wat is U naam? I am who I am. Ek is wie ek is. So dis of jy, of dis hy. Maar die fokus kan nie op al twee wees nie. So die Satan se hoofdoel in gemeentes vandag is om die fokus te skuif van Christus in jou. Sodat dit kan gaan oor jou en wat hy vir jou wil doen. Hoe hy jou wil bemagtig. Hoeveel krag en mag en gesag is in jou, maar die fokus bly die heeltyd net hierdie enetjie. Dit is die belangrike ai. Ek. En nou, omdat ek 'n Christen is, het ek hom nodig, die groot ek is,
om vir my te doen wat sy woord sê hy vir my sal doen. En nou begin ek manipuleer aan hierdie woord. En hoe meer ek dit manipuleer, hoe minder voldoen dit aan die karakter van I am. Want hoekom sal hy vir ons na 'n kruis toe gaan? Sodat die groot ek is vir ons kom leer die enigste pad na die koninkryk en die karakter van Christus is om weg te kom van self af. Self is die probleem. Ek is die probleem. My sondige karakter en my begeertes is die probleem. Hoe kan ek die probleem beter maak? Deur net te sterf daaraan. Ek kan dit nie beter maak deur dit op te lig of dit te vergroot nie. Ek moet sterf. Ek moet vrek. Dis wat moet gebeur, ek moet sterf. Tot die mate wat ek sterf, is die mate wat hy deur my leef. Paulus sê dit. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in en deur my. Tot die mate wat ek sigbaar is, tot dieselfde mate is hy nie. So nou dra ek die balkie van Christen en hopelik gewederbaar, want op grond van wat noem jy jouself 'n Christen? Op grond van beginsels? Of op grond daarvan dat Immanuel, God met ons, Christus Jesus as die gekruisigde, binne in jou leef deur wedergeboorte. So hopelik is jy daar. As jy nie is, asseblief kom sien my. Dat ons kan voor die Here kom, dat jy gewederbaar word. Maar as jy reeds is, besef net, die doel van God is om al meer van sy seun sigbaar te maak in jou. En hy kan dit net doen as jy minder word. Ons almal het 'n eksperiment gedoen op skool, waar jy die proefbuis het met skoon water. En dan begin gooi jy kleursel by. Die oomblik as jy kleursel begin bygooi, begin verander die kultuur en die karakter van die inhoud. Hoe meer kleursel jy byvoeg, hoe meer verander dit die hele tyd. Totdat al wat jy kan sien, is die afwesigheid van die deursigtige water en die aanwesigheid van die kleursel. Christus is die kleursel wat sigbaar wil wees. Hoe meer jy wil wees en wil hê hy moet aanpas by jou, hoe minder is hy sigbaar in jou. Geliefdes, daar loop hierdie teologiese lyne daar buite rond, dat God wil hê, jy moet ontdek wie jy is in hom. Hoeveel ontdekkingsreg het 'n dooie mens? Daar's 'n graf wat jy kan gaan besoek. Daar's 'n plek in jou lewe waar jy gesê het jy's klaar met self. Vir die meeste van ons is dit jou doopdag waar jy gesê het ek lê myself neer vir Christus. Jy kan dit gaan besoek. Maar vir die res, hou op om te soek na wie jy is. Soek na wie hy is. Soek hom in alles wie hy is en ek kan jou beloof, binne dit vind jy jouself so lekker. Want hy binne in jou wil jou maak wie hy jou beplan het om te wees, nie wie jy moet ontdek jy is nie. Die oomblik as jy 'n skat ontdek het, geliefde, weet wat gebeur? Jy ontspan. As jy uitgekom het waar jy wil uitkom, as ek in die GPS insit, ek wil uitkom in hierdie straat in Johannesburg en ek ry en ek kom uiteindelik daar, dan is ek daar. Ek hoef nie verder te kyk nie. Weet wat gebeur? As 500 kursusse wat jy kan doen om uit te figure wie jy is. En as jy nou almal gedoen het, dat jy dit nou ontdek, nou weet ek wie ek is. Baie dankie, nou kan ek ontspan. Of jy vergeet van wie jy is en jy sê, Here, my soeke, die begeerte van my hart is U.
en U alleen. En hoe nader ek aan Hom beweeg en soek, hoe meer kom die vrede en die vreugde en al die goed van self. En ontdek ek meer van wie ek is as wat ek ooit kon leer uit enige kursus uit. Ek sê nie die goed is verkeerd nie. Ek het net 'n ding in my hart oor hierdie hele soeke na my identiteit. Jy het nie 'n identiteit, jy is dood. Hy het 'n identiteit. Hy is God, hy is Christus, hy is the great I am, wat nou in hierdie dooie liggaam van jou lewe. Fokus op hom, en hy sal groter word. Fokus op jou, en jy gaan groter word. En ek weet ek gaan vlek kry oor, en so be it. Paulus sê vir Timoteus, as jy 'n oorsiener wil wees van die gemeente, dan sorg jy dat die gemeente se fokus op Christus bly. Nie op wie hulle is en wie hulle graag wil word nie. Ek het eendag met die Here geargumenteer oor 'n saak. Toe sê hy vir my, vir 'n dooie mens het jy dan baie opinies. Ek moes net 'n slag wees, besef, ek het te veel opinies. Ek eet baie keer te veel van die boom van kennis. En hoe meer ek van die boom van kennis opdoen, hoe meer kom daar sielkundige beginsels in wat moet sê, hoe tevrede ek met myself moet wees, en myself moet aanvaar, en myself moet ontdek, en mense moet kry tog net vir my te aanvaar wie ek is. Nee! Ek moet sterf aan self, sodat Christus kan lewe en sigbaar kan wees. Daar's meer vreugde daarin, as om jouself kamelelie te vind en tevrede te wees met wie jy is. Jy moet leer om jouself lief te hê, nie die woord sê jy het jouself lief. Jy het jouself so lief, dat jy almal rondom jou sal laat marcheer om aan te pas by jou. Dis hoekom jy mense moenie jou foute uitwys en jou vermaan nie, want dan het hulle jou nie lief nie. Nee. Christus sê, as ek jou nie vermaan nie, noem ek jou nie my kind nie. Want ek is 'n oorsiener van my gemeente en my bruid. Ek is 'n oorsiener uit liefde van my bruid, en om my bruid reg te maak vir my, is om my seun in hulle te sien. Dis liefie. 'n Christen moet afleer, 'n Christen hoef niks aan te leer nie. Dis of ek wat al hierdie ontdekkingsreise moet deurgaan om meer van myself te vind, of ek sterf en laat hom toe om deur my sy bloudrukplan vir my te leef. Dis net een van die twee. En jy gaan te doen kry hiermee oral waar jy beweeg. En die vraag wat jy moet net vir jouself vra in 'n oomblik, onthou julle 'n preek van way back, wat jy net sê, gee net een tree terug en dink gou daaroor. Gee net een tree terug in enigiets wat jy hoor of sien op media en vra, gaan hierdie oor die mens of gaan hierdie oor God? As jy 'n liedjie hoor, gaan die liedjie oor verheerliking van die mens, God is betrokke daar, of gaan hierdie liedjie oor verheerliking van die Here en hoe ek buig voor hom? Dis al wat jy vra. En die oomblik as jy agterkom, dit verheerlik die mens, al klink dit hoe goed, onderskei dat dit nie die ware godsdiens is nie. En raak ontslae daarvan. Daar's baie musiek oor Jesus. Daar's nie baie musiek vir hom nie. Daar's baie liedjies waar sy naam genoem raak, maar daar's nie baie liedjies wat hom verheerlik nie. En hierdie aai wil verheerlik word. Daar's nie 'n oorlog daar buite wat gevoer is, waar daar nie 'n aai was wat wou regeer nie. En almal van hulle het 'n geloofsengel gehad. Wie dink julle voer dit aan om die klein ek te vergroot? Dieselfde vyand wat van die begin af gerebelleer het, omdat God met hierdie klein aai 'n verhouding wil hê, maar in verhouding tot ek is klein en hy is groot. Hy selfde vyand sal elke dag probeer om jou weg te trek
van 'n lieflike verhouding waar jy aanhou soek, waar jy aanhou delf, waar jy nooit uitkom by die plek waar jy sê, nou kan ek ontspan, ek weet nou wie ek is nie. 'n GPS, die werklike woord, is 'n goddelike posisioneringssysteem. Jy's altyd besig om jou te posisioneer na hom toe. Soos daai muurtjies in die woestyn. 'n Muurtjie wat hulle sien uithardloop in die dag, en dan kom hy reguit vanaand terug huis toe. En hulle kan nie agterkom hoe die hel navigate hy nie. Hulle kry dit nie uitgefigure, want as die bome nie, as niks. Toe kom een nou en hy sê, wow, uit al my video's sien ek die muurtjie gaan stop en dan kyk hy na die son. En dan hardloop hy verder en dan swaai hy. Toe kom hulle agter, hy gebruik die son as 'n navigering, as 'n posisionering, om te weet waar is hy teenoor sy nes. En eventueel kom hy presies by sy nes uit. God het 'n GPS geskep in 'n muur, man. Daar's niks wat die mens kan ontwikkel wat God nie reeds gedoen het nie. Die beste radarstelsel kom nie by vlermuise nie. Dis die God wat ons dien, maar hy wil hê ons moet buig voor hom, sodat hy hierdie fantastiese, amazing planne wat hy het, kan uitvoer. Daar is nie iets wat jy kan doen op hierdie aarde, wat kan kompeteer met wat hy kan doen deur jou nie. En raai wat gebeur dan? Die oomblik as dit gebeur, dat jy klein is en hy's groot, voel jy glad nie minderwaardig nie. Jy het nie 'n probleem om te buig nie. Jy hoef nie, sit nie in 'n hoekie en kry jouself jammer nie, want dit is te amazing om gebruik te word deur die Here. En dan gee jy al die eer net so terug vir hom. En hoef ek nooit by die plek te kom, wat ek my bors uitstoot en sê, check wat ek gedoen het hier. Die autobiografie gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor hom. Casting Crowds, dink ek, sing 'n liedjie. Wat hy sê, dit gaan net oor een naam, en dis Jesus se. As hulle my naam vergeet, en hulle weet nie wie ek is nie, oor 100 jaar, maak dit nie saak nie. Al wat saak maak, is dat Jesus se naam verheerlik was deur my lewe. Ek hoef nie op 'n Hall of Fame 'n naam te hê wat my vereer nie. Daar moet net staan Jesus. En as dit ons ingesteldheid raak, Paulus vir Timoteus en die ouderlinge wil leer, geliefdes, kan ek julle sê wat gaan in hierdie vallei gebeur? Hy gaan regeer. Hy gaan regeer tot 'n mate dat hierdie land praat oor wat aan die gang is in hierdie vallei. Waar mense voluit leef vir Christus, waar die oë 100% op hom is, waar die hele fokus van hulle teologie en van hulle dogma en van hulle lering, alles is net Christus en hom as die gekruisigde en opgestane Here. En ons as sy diensknegte, as sy disippels, wat reg is om te doen wat hy sê, om te gaan waar hy stuur. Dit maak my excited. Dan die pikkie my Engels. Dit maak my opgewonde, small straat, selfe ding. Smal is smal. Ek het eendag verdwaal, en nadat iemand vir my vrou vir my aanwysings gegee het om uit te kom in die stad. Dit was in die stad. En ek ry later om my blok en ek sê vir haar, dit kan nie wees, ek het nou elke keer links gedraai so. En uiteindelik besluit ek, maar ek gaan nou regs draai, was sy gesê links, en ek kom by die huis uit. En ek sê vir haar, dame, maar dit was regs in plaas van links. Sy sê vir my, links, regs, hulle ding. Pas op vir links, regs, selfe ding wanneer dit kom by die woord. Pas op vir iets wat klink soos Christus, maar nie hy is nie. Want die fokus is nie Christus wat meer word nie. Dis hoe hy jou kan bemagtig om 'n beter weergawe van jouself te wees. Daar is nie 'n beter weergawe van jouself nie. Daar's 'n lewende jouself en 'n dooie jouself. Wat 'n een. En hoe meer lewend jy is, hoe meer dood is Christus wat deur jou moet leef. Want hy gee vir jou vrye wil om te kan kies wat jy wil hê. En ek hoor gisteraand 'n ou vra 'n vraag in 'n debat. Ja, kyk ook partykeer van die goed. Hy sê, hoekom as die Here geweet het, presies
wat Satan gaan doen. Hoekom het hy hom nie uitgewis in die begin nie? En die ou kyk so wat die ding aanbied en hy sê, goeie vraag. Hy sê, so wat jy eintlik vir my sê, hoekom het God nie evil uitgewis, reg aan die begin voor het ontstaan het nie? Hy sê ja, hoekom het ons met al hierdie goeders vandag sit? Hy sê, want dan moes hy my en jou ook uitgewis het. So as hy vannag, middernag, alle evil, alle boosheid uitwis, wie van ons sal 1 sekond na 12 nog lewe? Want ons sit met 'n vlees. Niks aan my en jou is goed nie. Selfs toe hulle vir Jesus sê, goeie meester sê, hoekom noem jy my goed? Daar's niks goed in my en jou nie. Die enigste een wat goed is God, drie-enig. Vader, Seun en Heilige Gees wat in ons leef. En hoe meer ons sterf, hoe meer kan hy sy goedheid deur ons leef. En hoe meer ons leef, hoe meer leef ons binne in evil. Binne in boosheid. Want die hart is bedriegliker bo enige iets anders. Pas op vir jou eie gedagtes. En veral waar jy die woord wil interpreteer volgens wat is die beste vir jou. Hier is I versus the great I am. I am versus I am. Wat 'n een. Amen. Kom ons bid. Jakobus. Asseblief. As ons dit lees, maar dit is nou oor Timoteus. En dit is verskriklik belangrik, want dit so is Filippense 2 wat Paulus skryf en sê, moenie iets doen met selfsug of verteenwoordiging, maar in nederigheid moet die een en ander hoër ag as homself. Julle moet nie handel elkeen in sy eie belange, nie elkeen in sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Want hierdie gesindheid moet 'n julle wees wat ook in Christus was. Hy wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mens gelyk geword en 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here tot heerlikheid van God die Vader is. En ons sing soms 'n liedjie oor, dink Michael W. Smith het hom geskryf dat hy het gekom om vir ons ultimately te sterf. En dit is eintlik nie heeltemal waar nie, want in die eerste plek het hy gekom omdat hy gehoorsaam was aan sy Vader. En dan in die tweede plek het hy gekom om vir ons te kom sterf. Maar nou skryf Paulus oor Timoteus in vers 19, en dan bring hy dit in konteks met hierdie gesindheid. Skryf hy nou vir hulle in Filippense en sê, en ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete gekom het, want, hoekom stuur hy vir Timoteus? Want, ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie, want, hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Hulle soek almal die klein I. En sonder dat ons vir mekaar hoef te jok, wees eerlik, elkeen van ons soek ons eie belange eerste. Ons moet dit stop. Voor jy dit kan verander, moet jy eers besef, o gats, ek doen dit. Ek het nou net my eie belang eerste gesoek, so nou moet ek dit stop, en dan Christus se belang binne dit soek. Maar jou eerste gedagte wat gaan opkom is, wat is die beste van my? Dit is 'n default. Daarom stuur hy vir Timoteus, omdat hy sê Timoteus gaan vir julle 'n voorbeeld wees oor hoe om dit nie te doen nie. Maar selfs Timoteus het 'n vlees. Paulus sê, volg my tot die mate wat ek Christus volg. So moenie kyk na ons foute nie. Kyk na wat ons reg doen. Maar kom praat met my asseblief oor my foute. Dis goed, ons vermaan mekaar in absolute liefde. Vermaan ons mekaar om die pad te stap van the great I am teenoor I am. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees en met julle bly
Amen.